Jy is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons in die ateljee vanoggend, Steven Petersen, hy is die eienaar van Work Accident Support. Steven, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Ja, goeiedag. Baie dankie. So, die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, daar was nou 'n wysigingswet. Hoekom is dit nodig om hierdie wet in lewe te roep? Ja, kyk, volgens die fonds, die vergoedingsfonds, het die huidige wetgewing het nou nie sekere aspekte aangespreek nie. So sekere magte wat nou aan die vergoedingskommissaris gegee was en dan ook ons huishoudelike werkers, hulle was nou nie gedek in terme van die vorige wetgewing nie. So hulle kan ook aanspraak maak op die huidige voordele. Maar dan, ek meen, bietjie meer ernstig is nou in terme van die administratiewe boetes waarna hulle nog gaan kyk. Want in die verlede het die wet net gesê jy kan vir jou skuldig maak aan 'n misdryf, maar dit het nooit regtig verder gegaan om te sê maar okay, watse boetes gaan hulle nou vir iemand uitreik as dan nou nie nakoming is nie. En hierdie huidige wetgewing, dit spreek nou baie van daai aspekte aan. Ons sal nou 'n bietjie praat oor die boetes, maar is dit 'n goeie plan gewees natuurlik deur die president om in die staatsrede hierdie wysiging te maak op die wet? Kyk, die probleem ongelukkig met die huidige administrasie van die wetgewing is dat daar ongelukkig baie tekortkoming is vanaf die vergoedingsfonds se kant. Van baie boerderye besighede sukkel maar om hulle voordele te bekom as hulle nou moet aanspraak maak daarop. En dan net in terme van hulle stelsels wat ook nou nie altyd saamwerk of saamspeel as jy nou iets moet doen nie. En ek dink uit daai oogpunt uit dan kan 'n mens vra maar okay, hoekom addisionele wysigings as daai aspekte byvoorbeeld nog nie aangespreek is nie. En 'n mens kan miskien argumente het om te sê maar hulle kon eers gefokus het laat van hulle kant af alle administrasie agter mekaar kon gekry het voor hulle miskien kon verder gekyk het na ek meen enige addisionele wysigings, ja. So, meeste van die beroepe is baie gestruktureerd veral wanneer hulle kontrakwerkers het. Maar is hierdie spesifiek gefokus op beroepe soos die plaaswerkers wat bietjie meer informeel in diens geneem word? Ja, kyk, die wetgewing is van toepassing op alle sektore. Jou professionele werkers, jou plaaswerkers, jou huishoudelike werkers, ek kom altyd. Maar nou wat nou voordeliger is vir byvoorbeeld plaaswerkers, as hulle byvoorbeeld 'n besering aan diens sou kry, kan hulle aanspraak maak om na 'n private hospitaal toe te gaan. So hulle het nie nodig om die mediese onkoste dan nou te dek nie. Van die boerdery betaal die jaarlikse versekering kan 'n mens dit sê aan die fonds en dan as daar nou daai voordele wat hulle kan gebruik maak. Maar hier praat ons van enige tydelike werker, enige permanente werker, seisonale werker. So daar word nie onderskeid getref in terme van die wetgewing wie kan voordeel uittrek uit die wet nie. So wanneer tree hierdie nuwe wet dan nou amptelik in werking? Kyk, vir die administratiewe aspekte het reeds al in werking getree, maar ek dink die groter aspekte is nou wat nou in werking tree vanaf 1 April en waar byvoorbeeld baie van die administratiewe boetes gaan nou in werking tree vanaf 1 April, ja. So as ons nou praat oor wat die meeste gaan verander vir die boere onder die nuwe wet, kan jy vir ons dalk 'n bietjie van 'n uitleg gee? Ja, so boerderye in terme van hierdie COVID-wetgewing, okay, hulle is in verskillende kategorieë verdeel. Van die wet sê nou okay, as jy nou in 'n sekere aspek deel in landbou, as jou risiko byvoorbeeld soveel om seer te kry. So in terme van die subklasse, okay, jy kry jou veeboer, so hulle het hulle kategorie op hulle eie, maar dan kry jy ook nou jou grondbewerking en bosbou. Dit is nou ouens wat goed aanplant soos aartappels, vrugte, enige ander groente. So hulle dan ook hulle eie kategorie. Maar nou dan as daar ook 'n aspek van as daar nou 'n kombinasie is tussen die twee, dan kan die geag word as 'n gemengde boer en dan natuurlik jou suiker en tee boerdery. So dit is waar dit begin wanneer 'n boerdery registreer. Maar dan word daar verwag van daai boerdery om hulle lone jaarliks te verklaar sodat die fonds kan vasstel wat die lone, wat die rekening is wat die boerdery aan die fonds moet betaal. En dit is nou waar die boetes nou gaan begin intree. Wat beteken as jy nou nie jou lone verklaar op 'n spesifieke datum wat die fonds aankondig wanneer is die sperdatum nie, dan gaan jy nou beboet word. So huidigelik word jy beboet met 10% van die rekening wat uitgereik word vir die spesifieke jaar. Maar met die nuwe COIDA wysigingswet sê hulle nee, hulle gaan dit nou nie meer so doen nie. So hulle gaan jou beboet met 10% van die lone wat jy verklaar het. Soos jy byvoorbeeld 'n klein boerdery het 'n miljoen rand se lone verklaar, as jy dit nie verklaar voor die sperdatum nie, dan gaan jy nou 10% met die miljoen rand beboet word en nie die 10% wat die rekening sou gewees het nie.
En soos jy self kan sien, dit kan nog 'n aardige bedrag wees. Steven, ons sal nou 'n bietjie verder gesels oor daai strukture en die boetes. Ons gaan saam met ons op Groot Plaas vanoggend Steven Petersen, eienaar van Work Accident Support. Ons is nou weer terug, eers tyd vir die Groot Plaas kalender. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gesels met Steven Petersen oor die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes vanoggend. So Steven, jy het klein bietjie vroeër gepraat oor hierdie boetes en die boetestruktuur. Hoe verskil die nuwe boetestruktuur van die ou ene? Ja, kyk, die vorige boetes, of mense kan nog sê die huidige boetes, want dit is nog huidiglik weer, was meer gebaseer op die rekening wat die fonds vir jou uitgereik het. Maar nou met die nuwe strukture, en dis nie net boetes in terme van die laatverklaring van die lone of die laatbetaling nie, nou gaan dit gebaseer wees op die lone wat jy verklaar het, die bedrag wat jy uitbetaal aan jou werkers, jaarliks wat jy sê, so die boetes gaan nou meer daarop van toepassing wees, wat redelik baie gaan wees, ek meen, as daar nou nie nakoming gaan plaasvind nie. En ek dink in die gevalle, dat gaan so belangrik vir boerderye wees om 'n rekord te hou van enige interaksie met die fonds. Byvoorbeeld as daar 'n probleem is op die vergoedingsfonds se stelsel, maak 'n screenshot of e-pos hulle, hou 'n rekord van die e-pos, want as dit nou daarop uitkom dat 'n boete bereken is as gevolg van iets wat nie in die wat die boerdery byvoorbeeld nie oor beheer gehad het nie, dan kan hulle altyd daai argumente gebruik om te sê maar julle het 'n probleem gehad op 'n stelsel en as gevolg daarvan was dit uitgereik. Soos wat die boere nou maar hulle dinge bymekaar moet hou vir belastingdoeleindes, gaan hierdie 'n soortgelyke situasie raak. Presies, ja. En nou is daar soos ek wil amper sê 'n ceiling waarop hierdie bydrae moet gebeur of wat die boetes kan wees? Ja, kyk, as in terme van die bydrae eerstens, byvoorbeeld elke subklas soos ek vroeër genoem het 'n spesifieke tarief wat die boerdery moet betaal. Byvoorbeeld as ons kyk na die veeboerdery en die grondbewerking en bosbou, die ouens wat goed aanplant, hulle betaal byvoorbeeld 'n tarief huidiglik van R2.65 vir elke R100 wat die boerdery uitbetaal. En glo my, dit kan redelik baie wees, want ek deel met boerderye wat ek meen 100 miljoen jaarliks betaal in salarisse. Maar dan kry jy nou as dit daai kombinasie is, die gemengde boer, gelukkig betaal hulle 'n klein bietjie minder. Hulle betaal R1.65 vir elke R100 in lone, en dan gaan dit nog nou minder na byvoorbeeld soos suiker en teeboerderye. So hulle betaal 65 sent vir elke R100. So dan gebaseer daarop kyk die fonds wat die boerdery dan nou gaan betaal, en dan byvoorbeeld as daar nou nie nakoming is, byvoorbeeld vir die laatverklaring van die lone na die sperdatum, of byvoorbeeld die laatbetaling van die rekening as dit nou nie binne die 30 dae betaal was nadat die rekening uitgereik is, en dit is nou waar die boetes gebaseer gaan wees op jou lone wat jy verklaar het. So die boetes gaan presies dieselfde bereken word in daai twee voorbeelde. So jy het nou genoem dat die boer het binne 30 dae wat hy nou moet betaal. Wat gebeur sou hy nie in daai 30 dae sy rekening vereffen nie? Ja, so dit is dan nou waar ongelukkig hy sal beboet word. Maar boerderye wie sien die rekening is 'n bietjie hoog, hulle kan wel aansoek doen, en ek dink baie van hulle weet dit nie altyd nie, om die rekening af te betaal oor 'n sekere tydperk. Okay, dan sal jy nie beboet word nie. So die fonds gaan vir jou rente bereken op die uitstaande bedrag, maar ten minste sal jy nie beboet word nie. En ek dink dit is ook iets wat boerderye moet kennis dra, dat hulle enige bedrag wat nog nie betaal is nie, kan hulle aansoek doen as dit nou binne die sperdatum is om die rekening te vereffen oor 'n
paar maande. So hulle kan besluit vir oor hoeveel maande in die huidige finansiële jaar om daai rekening af te betaal. So, wat is dan die risiko as 'n boer in 'n verskillende subklas geregistreer word of in die verkeerde klas geregistreer word? Dit is ongelukkig iets wat ek op 'n daaglikse basis sien, want miskien het die boerdery nog nie kennis byvoorbeeld wat kan gebeur of wat hy kan doen om dit reg te stel. Dus so as ons kyk byvoorbeeld iemand wat sê vandag begin as 'n veeboer, maar nou oor 'n paar jaar dan begin hy ook nog goed aan te plant. So dan en as 'n kombinasie nie by 'n groot verskil is, dit sê tussen 50-50 op albei aspekte van die boerdery nie, kan hy aansoek doen laat sy klassifikasie verander moet word deur die fonds. En glo my, dit kan nog hulle verander maak in terme van 'n finansiële uitleg, van dan kan die persentasie wat hy moet betaal aan die fonds, die tarief, dit kom dan af na R1.65 so. En hulle moet jaarliks kyk byvoorbeeld daarna. Die groot aspek of die groot iets waar ek heidaglik aan werk, as om met baie boerderye te praat, wie byvoorbeeld pakhuise het op hulle plase. En dit is waar boerderye baie geld kan spaar van. Wat hulle doen is, hulle registreer hulle pakhuiswerkers met hulle plaaswerkers, terwyl 'n pakhuiswerker slegs 51 sent betaal vir elke R100 te loone, terwyl die boerdery self R2.65 betaal. So wat boerderye kan doen, wie spesifiek nou op dit van toepassing is om die pakhuis as 'n aparte tak van die boerdery te registreer in terme van die wetgewing, en glo my, dan kan hulle ons praat van honderde duisende in sekere gevalle wat hulle minder kan betaal. En dit is ook maar hoe jy jouself kan bedek teen die wetgewing om te sê maar okay, dit is 'n manier om minder aan die staat te betaal, ja. So, is daar enige ander advies wat jy vir kleiner boere kan gee prakties om hulle self voor te berei indien daar boetes op pad is dalk? Ja, kyk, eerstens sal ek voorstel aan 'n boerdery om seker te maak sy huidige natuurlik eerstens, hy is geregistreer met die fonds, want die risiko is mos nou daar, as iemand so seer kry, dan gaan dit nou 'n ander storie afgee. Tweedens sal ek vasstel, jy is geregistreer, maak seker jou registrasie is korrek en jou rekening is op datum. Op kleiner boerderye wie nou nie stelsels het om hulle lone rekord te hou jaarliks, nie kan sommer 'n Excel spreadsheet gebruik waar hulle bevestig, okay, wat was die lone wat hulle uitbetaal het aan al hulle werkers vir die laaste 12 maande vanaf Maart 2025 tot nou Februarie 2026. Kyk, hulle hou wel rekords miskien in 'n boek of iets waar hulle wat hulle uitbetaal het, maar hulle moet dit op 'n spreadsheet op een dokument, want dit is iets ook wat jy aan die fonds moet voorsien, en ek dink dit is nou waar 'n kleiner boerdery veral kan begin om daar rekords op datum te kry, so wanneer hulle die tyd is, wanneer hulle die lone verklaar, dan sal dit baie makliker wees. Dankie Steven. Steven Petersen, eienaar van Work Accident Support, om met ons te gesels oor die wet op vergoeding en beroepsbeserings en siektes. Dis al wat vir ons tyd het. Ons hoop jy het 'n lekker Dinsdag verder en ons sien mekaar weer môre.